Hartlike goeiemôre van my kant af en ook aan ons mense wat ingeskakel is deur ons regstreekse uitsending. Goeiemôre, verlede Sondag was daar nou nie toe 'n regstreekse uitsending gewees nie. Daar was net 'n paar tegniese dinge wat net so bietjie te veel moeilikheid sou veroorsaak. Maar ons is besig nog om te leer en al hoe beter te raak ook met hierdie tegnologie. So wie weet, as dit die Here se wil is, kan ons daar kyk in volgende jaar, wat nie so ver is nie. Ons is vandag al op die 14de van Desember, daar is net so bietjie meer as 2 weke oor van 2025, dan is ons in 2026, maar dalk volgende jaar kan ons 'n regstreekse uitsending ook van ons Kersangdiens hê. Maar hier is ons vanoggend, ons is saam so in die teenwoordigheid van die Here by mekaar. En dan is vanoggend dan 'n besondere Sondag in die opsig dat dit ons 3de Advent Sondag is. Nou, miskien sal julle dit onthou, dis nie nodig om dit te onthou nie, maar as jy kan, Advent beteken koms. So dit is die koms van Jesus Christus na die aarde toe, wat ons vier as gemeente, maar ook as deel van die kerk van Jesus Christus reg oor die wêreld. Vier die kerke, almal wat Jesus Christus ken, vandag die 3de Advent Sondag. En ons het dan nou natuurlik ons Adventkrans ook hiervoor. Ek gaan nou die 3de Kers daar aansteek, maar die van julle wat ook julle Bybel saamgebring het, daar by die huis ook, kan so lank blaai na Jesaja hoofstuk 35. Jesaja hoofstuk 35, dit is in my 83 vertaling op bladsy 750, bladsy 750, Jesaja hoofstuk 35. O ja, en dan is ek so bly om daarom ook so 'n paar tieners en kindergesiggies vanoggend hier saam met ons weer te sien. Ons jam is so bietjie nou eers met vakansie, ons jam tannies, leiers, hulle werk so hard deur die jaar en ons is reeds besig om te werk aan 'n nuwe klomp lesse, opwindende lesse vir die nuwe jaar. Maar 'n mens moet daarom so bietjie 'n breek ook hê. So hulle is nou so bietjie op 'n rustyd. So daar's nou nie jam nou in die vakansietyd nie, maar ek weet julle is eerste klas kinders. Julle was so pragtig geweest verlede Sondag. Ek was so trots om al hierdie pragtige kinders van ons hier voor op die verhoog te sien en op die foto's. Ek weet julle kan mos, as julle wil, kan julle mooi stil sit. So ek glo julle gaan vanoggend ook mooi stil probeer sit, mooi probeer luister en ek beplan om nie so lank besig te wees dat julle nou heeltemal rooi mure gaan hê wat julle baie gaan pla nie. Maar kom ons kom terug na vanoggend se boodskap. Soos ek gesê het, ja, daar's die aansteker. Ons het dan nou vanoggend ons 3de Advent Sondag. Die een kersie, ek weet nie, hy wil nie bly brand nie. Hy is veronderstel om te bly brand. Daar is hy daarom weer so rukkie aan. Maar julle, as julle mooi kyk, en dan sal julle sien, wag het ek dalk so staan, dat hierdie, daai enetjie daar agter is ook al so bietjie moeg, maar hierdie 3 kerse is almal pers. En dan het ons die groot wit kers in die middel, dit is die Christuskers. Nou op Kersdag gaan ons hom aansteek. Dit is op Kersdag, want dit is, Jesus is mos die lig vir die wêreld. In die afgelope 2 Sondae het ons elke Sondag begin om 'n kers aan te steek, en dan vanoggend se kers hier agter is so 'n bietjie van 'n ander kleur. Nou hy is met 'n doel, so 'n ligpink kleur of 'n rooskleur. En julle sal sien, ek het sommer pink vanoggend ook aangetrek. Ek dink nee wat, dat ek sommer my pink top vanoggend ook aantrek. En hierdie pragtige pink kers is dan nou juis 'n bietjie anders, omdat hierdie kers vreugde simboliseer. Dit herinner ons vandag aan die vreugde wat ons as kerk van Jesus Christus, ek as kind van die Here, in my hart kan en behoort te hê
omdat Jesus aarde toe gekom het en vir ons daar gebore is in die stal van Bethlehem. Daar brand ons vreugdekersie dan nou ook, ons vorige kerse wat ons gedink het aan Jesus wat die hoop vir die wêreld is, Jesus wat vir ons vrede gee, ware vrede, en vanoggend Jesus wat vir ons vreugde gee. En dit is dan natuurlik ook waaroor ons boodskap vir vanoggend dan sal handel, is oor die vreugde wat ek as kind van die Here in my hart kan en eintlik behoort te hê. Eintlik is dit as ek 'n kind van God is, as ek Jesus ken, as hy vir my, as ek weet hy het vir my sonde aan daardie kruis betaal en hy het opgestaan uit die dood, dan kan ek eintlik nie anders as om ware vreugde in my hart te hê nie. Dan is dit amper asof die vreugde sommer net eintlik so van self uit my hart uit moet oorloop, moet uitborrel. Daai liedjie wat ons baie al gesing het en hier by ons in die gemeente ook, dit borrel in my, want ek is so bly, Jesus het my lief. En dan gaan die liedjie mos verder en sê, dit borrel alweer en ek kan dit nie keer, want Jesus het my lief. Nou net so moet ek en jy eintlik vanoggend hier oorborrel van Jesus se vreugde. Maar hoe kry 'n mens dit reg? Hoe is dit moontlik om vreugde in ons harte te hê? Selfs as dit soms swaar gaan. Selfs as ons soms deur beproewings moet gaan. Deur swaar kry, deur lyding, selfs as ons soms siek is of as 'n geliefde van ons siek is en dit moeilik gaan in die lewe. Nou, die antwoord op daardie vraag hoop ek en glo ek gaan ons vanoggend kry deur hier saam te lees uit die Bybel uit. En ek gaan lees eerstens hier uit Jesaja hoofstuk 35. En nou net sommer so vinnig so klein stukkie agtergrond, want dit help altyd as 'n mens weet waar 'n spesifieke gedeelte in die Bybel inpas. Nee? Want die Bybel is so geskrywe dat jy altyd moet probeer om te verstaan watter tyd was hierdie gedeelte geskrywe, wat was die lewensomstandighede toe hierdie woorde deur die profeet Jesaja in hierdie geval, of dan sê net maar deur Paulus neergeskryf is, of wie ook al, dan kan 'n mens dit net beter verstaan en dan maak dit baie keer net vir jou soveel beter sin. So hierdie gedeelte hier in Jesaja 35 is deur die profeet Jesaja natuurlik, daar kom die boek se naam vandaan, Jesaja, gegee deur die Here aan die profeet Jesaja. En toe die profeet Jesaja hierdie woorde wat ons nou gaan lees, hierdie boodskap van hoop, van vreugde kom gee het aan die volk Israel, was hulle eintlik in 'n baie slegte plek gewees. Nie net emosioneel en geestelik nie, maar ook fisies, regtig waar hulle was. Want toe hulle hierdie woorde hoor, was hulle nie in hulle geliefde stad Jerusalem, in hulle land, hulle vaderland nie. Nee, hulle sit hier in die stad van Babel, in Babylon. En dalk sal julle ietsie onthou daarvan dat hulle mos eintlik deur hierdie koning van Babel, Nebukadneser, weggevoer is uit hulle eie geliefde stad Jerusalem uit. Hy was hulle vyand gewees. En hy het gekom met sy klomp soldate, sy groot leermag en 'n klomp van die mense van Israel doodgemaak. Die wat nie doodgemaak was nie, was as gevangenes weggevoer, gejaag eintlik kan dit mense sê, aangejaag na die stad van Babylon toe. Dit was 'n heidense koning, dit was 'n heidense stad, waar hulle nie vir God gedien het nie, waar hulle God nie geken het nie, maar al hierdie dinge het gebeur natuurlik met Israel, die volk Israel, omdat hulle ongehoorsaam was aan die Here.
Omdat hulle keer op keer gewaarsku was deur verskillende profete om weg te draai van die afgode waarmee hulle besig was. Hulle het en terug te draai na die Here toe. Maar hulle wou nie luister nie. En op die ou end, weet ons, moes God toe ingryp en moes hy hulle eers deur 'n baie swaar tyd laat gaan, sodat hulle kon terugkom na die Here toe en besef dat hy die enigste ware God is. So die volk Israel sit nou hierso in hierdie vreemde heidense stad. Hulle is eintlik moedeloos. Hulle het eintlik moed opgegee. Hulle wonder, hulle twyfel. Dit voel vir hulle die Here is ver. Hulle weet nie of hulle ooit weer gaan teruggaan na hulle geliefde stad Jerusalem toe nie. En dan kom die profeet Jesaja en hy kom gee hierdie wonderlike boodskap. Nou, dit is my wat so aangrypend is van God se woord. Dis nie net 'n gewone boek hierdie nie. Hierdie is die woord van God, dis lewend, dis kragtig, sê Hebreërs 4 vir ons. Wat so wonderlik is dat hierdie woorde, wat meer as 2000 jaar, seker omtrent 3000, 4000 jaar terug, die waarheid was vir die volk Israel en vir hulle nuwe hoop en nuwe moed kom gee. Dit kom gee nog steeds vir jou en vir my vanoggend nuwe moed en nuwe hoop. Of dis veronderstel om vir jou en my nuwe moed en nuwe hoop te kom gee. Selfs vandag op die 14de Desember 2025. Hoekom sê ek so? Eerstens, want is God se woord. God se woord is lewend, dis kragtig. Die Heilige Gees gebruik sy woord. Maar tweedens, ons sit vanoggend dalk nie iewers in 'n heidense stad, soos die volk Israel in die stad van Babel onder 'n heidense koning nie. Maar jy kan vanoggend vir jouself dink dat dalk voel jy vandag dalk maar so 'n bietjie moedeloos. Dalk voel jy vandag dalk maar so 'n bietjie moed verlore. Dalk voel jy vanoggend maar minder opgewek. As jy nou miskien dink aan vandag of die tyd wat nou voorlê met Kerstyd, ons is reeds in Kerstyd, maar Kersdag en dit wat dan daarmee saamgaan. En wat jou redes is, dit weet jy vanoggend en die Here weet dit. In hierdie tyd van die jaar is ongelukkig ook 'n tyd van mense wat baie sukkel met depressie. Dit is ongelukkige tyd wat mense om watter rede ook al begin twyfel aan die lewe, hulle begin twyfel of dit die moeite werd is. En baie keer verloor mense juis hulle vreugde in hierdie tyd, waar dit veronderstel is om 'n vreugdevolle tyd te wees. Nou as jy vanoggend miskien een van hierdie mense is, wat so 'n bietjie voel, ag nee, dis nie 'n lekker tyd vir my Kerstyd nie, om watter rede ook al, dan is hierdie boodskap spesiaal vir jou vanoggend, uit die Here se hart uit, glo ek. So kom ons hoor, wat kom sê die Here vir die profeet Jesaja vanoggend vir die volk Israel, wat daardie tyd daar in daardie stad was en moedeloos was, maar ook vir jou en vir my vanoggend. Daar vanaf vers 3. Bemoedig die wie se hande slap hang. Help die wie se knie knik. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk, moenie bang wees nie. Julle God is hier. Hy kom om wraak te neem, om julle vyande te straf. God kom julle red. Blindes sal kan sien, dowe sal kan hoor, lamme sal kan rondspring soos takbokke, stommes sal kan sing. Strome water sal uit die woestyn uitbars. Daar sal riviere loop in die droë wêreld. Die verskroeide aarde sal 'n moeras word. Dorsland sal waterryke wêreld word. Waar daar nou net vir jakkals se lêplekke is, sal gras en riet en bissies groei. Daar sal 'n groot pad deur die woestyn loop en dit sal bekend staan as die gewyde pad. En dan slaan ons 'n paar versies oor, vers 10. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap.
Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Ellende en smart sal verdwyn. Net weer vers 10 lees. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Ellende en smart sal verdwyn. Tot sover die woord van die Here aan ons vanoggend en mag hy dit verder so in ons harte dan kom seën. Nou, soos ek nou reeds gesê het, so hierdie boodskap was eerste bedoel gewees vir hierdie volk Israel, wat daar in die stad van Babel, in Babylon, gesit het. En die Here kom deur die profeet Jesaja en hy kom bring vir hulle hierdie profesie, hierdie boodskap van belofte om te sê, julle kan vandag moed skep. Al het dit selfs nog nie gebeur nie, maar julle kan hieraan kom vashou. Want julle het iets om na uit te sien. Julle het iets om na uit te sien. En dit is dat julle sal terugkeer na julle geliefde stad. Sion wat hiervan gepraat word, is die stad van God, Jerusalem. Julle sal teruggaan. En ons wat nou aan die ander kant is en terugkyk oor die geskiedenis heen, sal weet, dit wat beloof was, lank voor die tyd, hierso deur die profeet Jesaja, het inderdaad toe so gebeur. Die volk Israel het teruggekeer na hulle stad, hulle geliefde stad Jerusalem. En hulle was weer vol vreugde, en hulle was weer vol vrede, en het weer juigend teruggegaan na hulle eie stad toe. Paulus het ons al so baie van gehoor, nee. Hy is een van die volgelinge van Jesus, die apostel Paulus, wat die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf het. En as ons vanoggend dink aan vreugde, aan blydskap, dan kan 'n mens eintlik nie anders as om te dink aan daardie baie bekende versie. Ons moes dit leer toe ek 'n kind was op skool. Filippense 4 vers 4, daar selfs so 'n liedjie. Filippense 4 vers 4 sê, verbly heel in die Heer. Nee? En hy, Paulus, het hierdie woorde geskryf van Filippense 4, ons gaan nie nou so in te blaai nie, maar jy is welkom om dit op jou eie weer te gaan lees. Hy skryf hierdie woorde, terwyl hy homself ook nie in baie goeie omstandighede bevind het nie. Inteendeel, ons het dit al baie keer gehoor, maar kom ons onthou dit net vanoggend weer, toe hy hierdie brief aan die Filippense, met ander woorde die gemeente, die Christene in die stad van Filippi, dis waar die naam Filippense vandaan kom. Laat my altyd dink aan iets met 'n pens. So toe hy hierdie woorde skrywe aan hulle, en hulle aanmoedig, hulle eintlik die opdrag gee, want daar staan, wees bly, verbly julle, sê die ou vertaling. Die nuwe vertaling sê, wees bly. As hy dit doen, dan doen hy dit omdat hy self daardie vreugde gehad het in sy hart. Want jy kan tog mos nou nie vir iemand anders sê om iets te doen as jy 'n kind van die Here is en jy doen dit self nie eers nie. So hierdie hele brief was gekenmerk, hierdie brief van Filippense, deur blydskap, deur hoop, deur moed. Maar waar skryf Paulus hierdie brief? Van waar af skryf hy dit? Skryf hy dit toe hy heerlik met 'n vol maag en gelukkig iewers op 'n balkon in daardie tyd iewers in 'n stad heerlik in die son sit met heerlike iets in sy hand om te drink en 'n vol maag en net te gelukkig vir woorde? Is dit waar hy dit skryf? Ek dink dit sou maklik gewees het vir hom om dan te sê, maar julle moet bly wees want ek is bly en dit gaan so goed met my en ek is so happy. Nee, Paulus sit in 'n tronksel. Hy sit geboei, met sy hande en sy voete geboei. 10 nog vasgeboei aan 'n Romeinse soldaat. Dis wat hulle in daardie tyd gedoen het. Seker te maak, die ouens kan nie weghardloop nie. En soos ek al baie keer van tevore gesê het, die tyd van tronke in die Bybel was nie vandag se tronke gewees nie. Vergelyking met die Bybelse tronke is vandag 'n 5-ster hotel. Want daardie tyd, as jy net eers in die tronk opgeëindig het in die Bybelse tyd, dan was jy eintlik maar al dood gewees.
Want hulle het nie ge-worry oor jou daar nie. Daar is jy eintlik maar gelos om dood te gaan. Op 'n baie wrede manier, 'n verskriklike manier. As jy nie dood is, voordat jy tereggestel is nie, dan was dit eintlik nogal iets uitsonderlik. Want jy het nie kos gekry in die dae nie, hulle het nie ge-worry oor jou nie, dit was donker, dit was vuil, dit het gestink, dit was 'n haaglike plek om op te eindig daar in 'n tronksel. En dis waar Paulus homself bevind, toe hy hierdie brief skryf aan die Filippense, en hy sê, wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Nou, hoe het Paulus dit dan nou reg gekry om hierdie woorde te skryf en self hierdie vreugde in sy hart te hê? En hoe moes hierdie volk Israel dit dan nou reg kry om hierdie vreugde in hulle harte te hê terwyl hulle self in die moeilike omstandighede bevind het daar in Babylon? Dieselfde manier wat ek en jy as kind van die Here dit behoort reg te kry om ware vrede te hê. Om 'n vrede te hê wat nie afhanklik is van hoe goed dit met my gaan of hoe sleg dit met my gaan nie. Om 'n vreugde in my hart te hê wat nie afhanklik is van hoeveel persente daar onder die kersboom is nie en hoe baie geld ek het of hoe min geld ek het of hoe goed dit met my gaan op ander terreine nie. Nee, die vreugde waarvan Paulus praat, die ware vreugde wat Jesus kom gee, is goddelike vreugde. Want sien, Jesus is ons vreugde. Of althans, hy is veronderstel om ons bron van vreugde te wees. Jesus gee ware vrede en ware vreugde. Met ander woorde, as ek vanoggend hier sit of daar by die huis besig is om te kyk en ek het Jesus in my hart. Ek kan sê, ek ken Jesus, ek weet hy het vir my sondes aan daai kruis gesterf, ek het my lewe vir hom gegee, dan het ek Jesus se vreugde in my hart vanoggend. Al voel dit miskien nie so nie, al dink ek miskien nie op hierdie oomblik, ek het vreugde in my hart nie, maar ek het Jesus se vreugde in my hart. Hoekom sê ek so? Want sien die oomblik wanneer ek my hart vir Jesus gee, né? Wanneer dit ook al was, dalk toe ek klein was, dalk toe ek ouer was, wanneer dit ook al gebeur het al iets gebeur met my binneste. Hierdie ou hart van my, sê Jesegiel, hierdie hart van klip wat ek gehad het voor ek Jesus leer ken het, toe ek nog in die duisternis was, dit is verander in 'n hart van vlees. Dit is nuut gemaak. Ek het 'n nuwe mens geword en daarmee saam het daar nog 'n wonderlike ding gebeur. God se Heilige Gees, God self, het in my kom woon. Sy Heilige Gees het in my hart kom woon. 1 Korintiërs 12 sê, julle is die tempel van God. Met ander woorde, die Heilige Gees woon in my as 'n kind van God is. En as God se Gees in my woon, dan, en as ek hom toelaat om dit te doen, weet wel, dit moet ek mooi weet. Ek moet God se Gees toelaat om in my die heerskappy te voer, om in my te regeer. Dan gebeur iets wonderlik. Galasiërs 5 vers 22 en verder. Ons gaan dit nou lees nie, maar daar vind ons die bekende deelte oor die vrug van die Heilige Gees, vrug van die Gees. En wat is alles deel van hierdie vrug van die Gees? Liefde, vrede, wat is die derde een? Vreugde. Vreugde, joy. So met ander woorde, as ek God se kind is en ek het die Heilige Gees in my en ek laat die Heilige Gees toe om my lewe te beheer, nie my sondige natuur waarvan Paulus daar skryf nie, maar God se Heilige Gees, dan gebeur daar iets in my lewe, in my hart. Ek ervaar vreugde, 'n goddelike vreugde wat deel is van die vrug wat die Heilige Gees in my hart na vore bring. Wat maak dat ek kan vreugde ervaar, selfs wanneer ek swaar kry. Dat ek kan vreugde ervaar, selfs wanneer dit nie so goed gaan met my nie. 'n Vreugde wat nie afhanklik is van my omstandighede nie. Dit is die vreugde wat Paulus geken het. Dit is die vreugde wat hy gesê het, die Christene van die stad Filippi, van die Filippense moet wys.
daardie vreugde van God self. Ek wil begin afsluit. Ons het hierdie pragtige laaste vers gelees. Ek gaan hom net weer lees wat sê: Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Ellende en smart sal verdwyn. Daardie laaste paar woorde wat sê ellende en smart sal verdwyn. As jy dit hoor, dan moet daar eintlik so 'n bietjie van 'n klokkie in jou gedagtes lê. Dan moet jy dink, maar dit klink dan so asof ek daai woorde al iewers anders gehoor het of gelees het. Openbaring 21. Openbaring 21. Ek gaan daar vers 4 lees. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy, dis Jesus wat op die troon sit. Kyk, ek maak alles nuut. Dis natuurlik Openbaring 21 wat vertel van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die nuwe Jerusalem. Daardie hemelse tuiste wat wag vir my as kind van die Here. Ek wil afsluit met hierdie beeld uit my eie lewe uit. Toe ek hoe oud is 'n mens nou? Moet ek eers baie mooi dink. As jy so laerskool, vroeg laerskool is, sê nou maar as ek so 8, 9 daar rond was. Toe ek klein was, nou al bietjie groot genoeg om daarom te weet wat aangaan en so aan, daarom so 'n bietjie besef van tyd te hê, het ons altyd die gewoonte gehad as gesin. Ek het in Oos-London groot geword, daar matriek geskrywe en toe het ons Port Elizabeth toe getrek. Maar ons het die gewoonte gehad as gesin om altyd, soos ons gesê het, baie toe te kom vir vakansies. Want my oorlede pa het hier in die baai groot geword. Hy was van die baai gewees en natuurlik sy ouers het ook hier gebly. So toe ek 'n klein dogtertjie was dit nou maar een van ons go-to vakansieplekke gewees om vir my oorlede ouma hier te kom kuier wat toe nou hier gebly het. My oupa's oorlede toe ek maar 5 jaar oud was, so hom kan ek nie eintlik onthou nie. Maar ons het graag dan vir my ouma kom kuier, vakansies, daar van Oos-London af. En in daardie tyd was die pad nou nog nie so wonderlik gewees soos deesdae nie, en die karre seker ook nou netjie so oulik gewees nie, en van selfone was daar, jy het nie eens geweet daar bestaan, jy het nie kon droom daar sal eendag iets wees soos 'n selfoon nie. So dan sou daai 3,5 ure of wat nogal 'n bietjie lank geraak het vir jou, as jy so klein was. Dit sou lank wees vir jou om te moet stil sit in daai motor, en as jy nou nog 2 boeties gehad het, en jy moes gewoonlik, het jy altyd opgeëindig in die middel, dan was dit nie 'n lekker aangename trippie gewees vir jou nie. Veral as jy begin kriewelrig raak het, mekaar so bietjie begin rond druk het, en ma geraas het, en pa gemoun het, en gedreig het, hy gaan stop, en ons gaan almal uitklim, en so aan. Maar anyway, so dit was maar nogal 'n bietjie van 'n uitdaging. Maar wanneer 'n mens 'n paar keer dan nou al so baie toe gery het, dan het jy as klein dogtertjie daarom al begin agterkom, as jy nou by daai stad verby is, en as jy by hierdie plek gestop het, dan het jy geweet, nee kyk, nou is dit nie meer so ver, totdat jy uiteindelik in die baai gaan wees, daar by ouma. Ons het gepraat van ouma baai, interessant genoeg, ouma baai, maar dit was ons naam. Ouma baai, dan het ons geweet, sy wag vir ons, en sy het vir ons spesiale goedjies gekoop, en ons gaan lekker 'n bietjie op uitstappies gaan, en allerhande heerlike goeders doen, so jy was baie opgewonde. En as jy geweet het, jy kom nou nader aan die baai, dan is dit asof jy ewe skielik sommer 'n tweede asem gekry het. En dan gewoonlik sommer so, nie so ver hier buitekant Port Elizabeth nie, as jy begin sien het, daar is die baie die vet, en baie keer het jy hom nog geryk ook, daai fabriek hier buitekant Port Elizabeth, jy daai reuk begin kry, weet jy nie, kyk, nou is dit nie meer ver nie. Dan het jy so 'n vreugde in jou hart gehad, ek. En baie keer was ons dan so opgewonde, en bly ons is gewoon vergeet van mekaar, en om mekaar te irriteer, en ons het sommer uit volle bors uit begin te sing.
Baie keer het ons sommer Kersliedjies gesing, een keer weet ek het ons sommer die stem gesing of die skoollied, maar ons was so vol vreugde. Dat ons geweet, hierdie Port Elizabeth wag vir ons, die baai en ouma baai en alles wat daarmee saamgaan. En so glo ek wil die Here vanoggend vir jou en my as kind van die Here net weer eens kom herinner. Ons is maar eintlik net reisigers. Ons is op pad in hierdie wêreld. Ons is op hierdie aarde, ons is besig om te leef. Ja, ons moet dit doen na die beste van ons vermoë en God verheerlik. Maar hierdie is eintlik maar net 'n reis, 'n stukkie van die reis op pad na ons eindbestemming in ons hemelse Vaderhuis. Waar, soos ons nou gelees het, in die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel en aarde, daar nie meer trane gaan wees nie, nie meer swaar kry nie meer lyding nie, nie meer pyn nie, maar net vreugde. Ware, onveranderlike, nooit ophoudende, nimmer eindigende vreugde. Want ons gaan by God wees. Mag dit vir jou en vir my vandag nuwe moed kom gee. Om te weet, ons het 'n opdrag gekry as kinders van die Here. Om in hierdie omstandighede waar ons onsself bevind, baie keer wat moeilik is, wat uitdagend is, te doen wat Paulus vir ons sê. Wat die Here hier kom sê het vir die volk Israel deur Jesaja. Wees bly, bemoedig die wie se arm slap hang. Maak die wat lamme se knieë weer reguit. In ander woorde, ons moet draers wees as kinders van die Here van hoop, van vreugde. En ons kan dit wees as ons die Heilige Gees wat in ons harte woon, sal toelaat om sy vrug al hoe meer 'n werklikheid in ons lewens te maak. Dat as ander mense na ons kyk, hulle iets van God se vreugde in ons sal sien, wat nie afhanklik is van hoe goed of hoe sleg dit met ons gaan nie, maar wat gefestig is in Jesus. Met die wete, en ons gaan afsluit met hierdie lied, met die wete, ons gaan in ons hemelse Vaderhuis wees, wanneer ons laaste asem uitblaas, as ons kind van God is, en ons weet ons kan uitsien, as ons nog hier op aarde is daardie tyd, nou wanneer Jesus gaan terugkom, wanneer ons koning gaan terugkom. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend net weer kon herinner word aan wat dit beteken om werklik vreugde te hê in ons harte. Ja, Here, in hierdie tyd weet ons, daar is baie mense wat moedeloos raak, wat moed begin opgee. Mense wat selfs begin depressief voel of wat sukkel dan veral met depressie. Here, dit is in baie opsigte 'n moeilike tyd wat nou voorlê. Maar dankie dat ons vanoggend kan weet, in U, Here, is daar ware vreugde. Nie in wêreldse dinge nie, nie in ons omstandighede, hoe goed of hoe sleg dit met ons gaan, hoe baie ons het of hoe min ons het nie. Maar Here Jesus, slegs in U. U is ons vreugde. En as ons U in ons harte het, Heilige Gees, dan weet ons, gee U vir ons vreugde, want dit is deel van U vrug. Help ons om in hierdie tyd weer veral draers te wees van vreugde. En om vir mense te vertel dat U die een is wat ware vreugde gee. Dankie dat ons kan uitsien na ons Vaderhuis wat vir ons wag. Daardie nuwe hemel en nuwe aarde, daardie nuwe Jerusalem van die Openbaring 21, waar daar geen pyn, geen hartseer, geen swaar kry, geen lyding, geen siekte meer sal wees nie, maar slegs vreugde, omdat ons uiteindelik by U sal wees, ons Vader, ons Here Jesus Christus. Dankie vir daardie vooruitsig. Laat dit opnuut in ons harte leef. In U naam bid ons dit. Amen.